Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 24 vers 49. Kom ons lees saam. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgery tot by Betania. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hulle seën, het hy van hulle al weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Die disippels staan op 'n berg en kyk op. Jesus het opgevaar. Wat nou? Die hemelvaart is nie net die einde van 'n fase nie, dis ook die begin van 'n tussentyd. Jesus sê wag in Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag van bo. Maar wanneer? Hoe lank? Wat nou? En baie van ons ken daardie plek goed, die plek tussen die een seisoen wat verby is, en die volgende een wat nog nie gekom het nie. Jy het iemand verloor, maar jy weet nog nie hoe om sonder hulle te lewe nie. Jy is klaar met skool of met werk, maar weet nie wat die volgende stap is nie. Dalk jou kind is uit die huis, maar jy is nog besig om jou rol as ouer weer opnuut te ontdek. Daai tussenintye gebeur so baie by ons, en soms word ons omkant gevang met dit. En dan is daar die grootste tussentyd van almal. Ons wag vir Jesus. Ons wag vir Jesus se wederkoms. Ons sê Maranatha, Jesus kom weer. Hoe leef ons met hierdie wag? Hoe leef ons in hierdie tussenintye, hierdie heilige wagtye van ons lewe? Ek dink een van die eerste goed is om te erken, daar's ongemak. En steeds te vertrou dat in die ongemak daar uitnodiging is. Iemand het eendag gesê, God werk dikwels die diepste in die wagtye, wanneer daar niks gebeur nie. Dis amper, ons het nou tyd om so 'n bietjie oor goed te dink. Ons het nou tyd om sekere goeders te sorteer. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer in tussenintye in ons lewe, in ons werk, in ons huishoudings, kry ons die meeste reg. Meeste word gedoen in ons tussenintye, sonder dat ons op 'n plan, maar daar gebeur goed spontaan in hierdie tye. In ons spiritualiteit, in ons geestelike reis, presies dieselfde. Ons eerste impuls in die tussentyd is om iets te wil doen of te ontvlug. Maar Jesus sê, wag. Wag in Jerusalem. Nie begin planne maak nie, nie begin optree op jou eie krag nie, net wag. Bly. En wag is nie passief nie. Dis 'n geestelike gehoorsaamheid. Dit is ek wag met 'n verwagting. Trevor Hudson se woorde is, the in-between time is a sacred space of transformation, if we can remain present in it. So erken die ongemak van onsekerheid, maar verstaan, God nooi jou om hom daar te vertrou. 'n tweede ding is om getrou te leef en vol geloof te bly in die nou. Wat doen jy as daar niks is wat jy kan doen nie? Jy leef nie asof niks gebeur nie, jy leef asof God iets besig is om te doen, al sien jy dit nie. Dis soos die begin van 'n swangerskap. Jy sien nog niks nie, maar daar is nie niks nie. Daar's iets aan die kom. Die disippels moes terug Jerusalem toe gaan. Nie met 'n agenda nie, maar met 'n verwagting. Ons voel soms asof niks gebeur in die tussenintye nie. Maar in jou tussenin momente is God nie stil nie. Hy's in die werk in jou. En dis dalk die grootste transformasie wat in jou lewe plaasvind. 'n Ander ding is om te weet, jy word gevorm in jou innerlike lewe. Jy word gevorm om te wees wie jy gemaak was om te wees.
Dallas Willard, 'n filosoof en teoloog wat ons gereeld aanhaal, herinner ons dat geestelike vorming altyd aan die gang is. Dit stop nooit nie, veral in die tussenin tye. Hy skryf, wat van jou word in wagtye is belangriker as wat jy doen. Willard praat van die belangrikheid om die soort persoon te word aan wie Jesus sy koninkryk kan toevertrou. En dit gebeur gewoonlik in die stil, rustige wagtye van ons lewens. In die tussenin, wanneer niks uiterlik gebeur nie, word ons karakter gevorm. Deur stilte, deur die praktyk van refleksie en deur gebed en oorgawe. En weet, jy wag nie alleen nie. Kan ek dit weer sê? Jy wag nie alleen nie. Jy wag saam God en jy wag in hoop. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soos wat ons dalk nou in ons tussenin tye is, bid ons dat U die hoop wat U in ons geplaas het opnuut sal versterk. Ons bid vir moed, maar ons bid ook vir krag en vir uithou om in hierdie wagtye nie moed op te gee en die handdoek in te gooi nie. Ons bid dat U ons sal versterk en dat U ons sal lei na veel meer as wat ons ooit kan dink of bid. In Jesus naam. Amen.